Goeienaand en baie welkom van my kant af. Dit is so 'n ongelooflike groot voorreg om elkeen van julle vanaand te sien. Baie dankie. My pragtige assistent. Hy verdien nie noodwendig eers 'n handeklap nie. Want hy het nie 'n magic trick gedoen nie en ek is nie 'n magician nie, maar dis my lekker as iemand vir my iets bring om te sê, my pragtige assistent. Dis nou maar een van daai. Ja, ek sê dit ek sê dit graag. Ons gaan vanaand afsluit met ons reeks My Lewe, My Lied. En dit is nogal 'n teersaakie vir my hart. Hierdie reeks was vir my amazing geweest. Ek gee nie eers eintlik om. Eintlik ek jok. Ek gee so 'n bietjie om, maar om eerlik te wees, ek gee eintlik nie so baie om nie, want vir myself persoonlik was hierdie reeks een van my gunstelinge wat ons al ooit gedoen het. En een van die groot redes daarvoor is, ek dink julle is nou al seker moeg daarvoor dat ons grappies soos hierdie vertel, maar ek en John het mos nou hierdie kompetisie dat ons elke reeks kan kyk wie kan die meeste sê, "Ja, maar ek's opgewonde oor hierdie reeks en ek geniet hierdie reeks baie." Maar ja, julle, dis nie die enigste kompetisies wat ons in is nie. Ons het eintlik baie kompetisies. Obviously, julle weet ons het nou al vir baie lank gekompeteer teen mekaar oor wie die langste kan wees en wie die sterkste kan wees en wie die mooiste kan wees en wie die vinnigste kan wees en ek dink hy het iewers op 'n stadium opgegee met al daai kompetisies. Maar ek het gehoor dat daar 'n paar ander kompetisies is wat ons ook in betrokke is wat ons nie eers weet nie. Hierdie is iets wat ek eintlik nou met julle deel. Hierdie is vars inligting hoor. Hierdie het ek letterlik gehoor direk voor die diens toe ons daar as 'n span net bymekaar kom en so saam bid en praat oor hierdie diens. Ek wil nou nie graag hulle name noem nie, Janko en Simeon, maar twee van ons spanlede van ons bandlede het vanoggend blykbaar gepraat oor die kompetisie wat ek en Jonathan het oor wie die slegste kan sing tussen die twee van ons. En ek weet nie of ek saamstem met wat hulle gesê het nie. Hier's die realiteit. Julle, ons sluit af vanaand met hierdie reeks My Lewe, My Lied. Dit was vir my 'n ongelooflike reis geweest. En een van die groot redes daarvoor is ek het 'n ongelooflike passie vir musiek. Ek is lief vir musiek. Ek is lief vir liedjies. Ek hou van sang. Ek het 'n passie hiervoor. Hierdie tipe goed maak my opgewonde. Dit is lekker wanneer ons kan stil staan en so 'n bietjie kyk na 'n paar liedjies. Maar ek moes 'n besluit en 'n keuse maak in my lewe. Dat ek my droom om eendag op 'n verhoog te staan en oor 'n mikrofoon te sing vir almal wat ek weet nie hande klap en skree encore. Dis maar een van daai dinge wat ek moes laat gaan. Ek het nou nie noodwendig die talent gekry om te gaan saam met die passie nie. Dis vir my 'n baie teersaak. Dis vir my 'n relatief moeilike ding. Deel van hierdie gesprek blykbaar wat hulle nou het so agter ons rug, dat ons nie eens weet daarvan nie is. Hulle praat hier oor dit wat hulle weet John nou gaan sê, want John nou is altyd vinnig om te sê, maar onthou ek het ser gesing op universiteit. En dis waar, maar nog lank voor ons op universiteit was, het ek koor gesing in primêre skool. Ek was op laerskool in 'n baie elite koor en dit was so dat ek op 'n stadium agtergekom het. Elke keer as ek actually saam sing, dan sê die koor juffrou, iemand brom daar. Ek het tot vandag toe weet ek nie wat dit beteken as iemand brom nie, maar ek het agtergekom as ek mime en ek maak of ek sing, dan sê sy dit nie meer nie. So ek het dan maar net 2 en 2 bymekaar gesit. Ek weet nie heeltemal wat brom is nie, maar ek was waarskynlik die ou in die koor wat gebrom het. Dit is maar net iets wat ek moes laat gaan, 'n opoffering wat ek moes maak in my lewe. Maar vanaand wil ek graag hierdie laaste diens in hierdie reeks afskop en hierdie vraag vir jou vra. Wat is die grootste opoffering wat jy al ooit gemaak het? Wat is die grootste opoffering wat jy al ooit in jou lewe gemaak het? Die grootste ding wat jy ooit in jou lewe moes neerlê, moes laat gaan, moes prys gee of moes sê, maar as dit nou maar een van die dinge is wat ek moet doen, dan moet ek seker hierdie opoffering maak en dit help nie, ek gaan vir ewig vasklou of vashou aan hierdie wat ek so graag wil hê of so graag wil ontvang of beleef nie. Nou vanaand se lied praat oor die idee van opoffering op 'n baie, ook in my opinie weer eens, maar op 'n baie unieke manier, dalk op so 'n bietjie meer 'n poëtiese manier. En hier is 'n ongelooflike lied. 'n Lied wat ek op 'n stadium toe ons oor die reeks oorspronklik gedroom het en gepraat het so 'n paar weke gelede, was hier 'n lied geweest wat ek baie sterk op my hart gehad het en graag ook oor wou praat en toe het dit so uitgespeel dat ek hom die hele tyd uitgehaal het uit my opsies uit en toe ons nou eintlik verlede week ook saam besluit dat ons eintlik oorspronklik beplan het om die reeks verlede week af te sluit en toe in 'n gesprek het ons net besef maar kom ons gee dit nog 'n week en hierdie is nou my weergawe van 'n encore. Ek kan nog 'n laaste ietsie net insit en hierdie liedjie nou wel vanaand so oor praat en ja, hierdie lied praat oor die idee van opoffering, maar dit gaan dalk nie obvious wees wat as na die lirieke kyk nie en daarom wil ek jou eintlik net uitdaag van die begin af dat jy probeer om die hart van opoffering raak te sien wanneer ons na hierdie woorde kyk. En hier is 'n lied van Benjamin William Hastings, Abandoned. Nou, in my opinie, as jy dink aan jou gunsteling worship liedjies, as jy dink aan weer eens die liedjie wat ons dalk oor gepraat het in hierdie reeks of dalk die liedjie wat ons glad nie oor gepraat het nie, dink aan die beste, die bekendste, die mooiste worship songs. Het altyd hierdie opbouende, inspirerende, pragtige en kragtige naam, Waymaker.
I speak Jesus. Dis hierdie woorde wat as jy die liedjie se naam hoor, dan weet jy al klaar, dit gaan iets ongelooflik wees. Ons het verlede week gepraat oor hierdie Highland Song of Ascent, wanneer ek besig is om te klim, of die week voor dit Heart of Worship. Daar's hierdie liedjies wat as jy die titel van die song hoor, dan weet jy dadelik, maar hierdie gaan my skuif, hierdie gaan iets wees, hierdie is opbouend. Maar wanneer jy hierdie titel dalk raak sien, Abandoned, dan los dit jou dalk moontlik met 'n vraag. En ek wil nie net wanneer ons met vanaand nou te veel praat oor taal en bewoording en wat dit als is nie, maar hierdie is iets wat ek natuurlik moes leer soos wat ek hierdie liedjie geleer het en gehoor het en bietjie meer navorsing oor moes doen. Die prentjie wat ek in my kop gehad het van die woord abandoned is nie noodwendig die een wat ons in ons gedagtes moet hê wanneer ons vanaand na hierdie liedjie kyk en hierdie woorde gaan nie. Dalk het jy 'n storie om te vertel waar jy al in jou lewe abandoned gevoel het, toe jou ma jou dalk miskien toe jy graad 2 was vergeet het by die naskool of iets in daai lyn. Dis dalk vir jou 'n verskriklike tragiese verhaal toe jy passief abandoned was, iemand van jou vergeet het of jou agtergelaat het. Maar dis nie die enigste betekenis of manier wat hierdie woord gebruik kan word nie. Die woord kan ook op 'n aktiewe manier gebruik word. En jy kan aktief besig wees om jouself te abandon. En as jy die woord in daai konsep of in daai konteks gebruik, dan praat dit van 'n oorgawe wat nie net 'n normale oorgawe is nie. Dit praat van iets wat uitbundig is. Dit praat van 'n oorgawe wat massive is, wat groot is, van 'n totale oorgawe. Dis nie net sommer hoorie maar ek gee iets oor of ek gee iets vir iemand want ek maak 'n totale oorgawe. Hier is 'n uitbundige groot oorgawe wat plaasvind. En dis die konteks waarin hierdie woord abandoned gaan plaasvind wanneer ons vanaand na hierdie liedjie ook kyk. Maar voordat ons begin en hierdie lirieke gaan, wil ek net so 'n bietjie verder uitbou op hierdie gedagte en dan die vraag vra, hoekom sal iemand ooit bereid wees om alles op te offer? As ons gaan praat vanaand oor die konsep van opoffering of om iets prys te gee, wat maak dit die moeite werd, as mense dit so eenvoudig kan stel, vir iemand om te sê, ek sal iets opoffer, ek sal dit prys gee, ek sal myself abandon tot dit, ek sal alles gee en alles oorgee vir dit of dat. Dis nie baie dinge in die lewe wat 'n mens kan bring op 'n plek wat hulle so groot en radikale besluit sal neem nie. Ek bedoel, hoekom sal iemand iets doen soos om hulle droomwerk wat hulle hele lewe lank voor gewerk het en hulle self opgebou het en voorstudeer het en voorgebid het, hoekom sal so 'n persoon, en daar is mense wat dit doen, op 'n stadium in hulle lewe hulle droomwerk, hulle droompos van die hand wys, of self 'n droomwerk bedank en sê maar ek gaan terugstaan. Dis nie meer wat ek gaan doen nie. Ek weet van mense, ons het vriende eintlik inteendeel wat hier in die gemeente ook is, wat onlangs 'n besluit soos dit geneem het, wat die vrou besluit het, maar ek is mal oor my werk en ek geniet my werk en is iets waarna ek uitstyg en dis lekker, maar ek gaan dit opoffer, ek gaan dit prys gee en daar's 'n groter doel of groter prentjie agter dit vir hulle. Hoekom sal iemand iets doen soos 'n nier gee? 'n Deel van jouself. Ek bedoel, ek weet nie, ek dink mense het mos 2 van hulle, nee? 2? Net 1? Help my. 2, dankie julle, biologie, ek het hulp nodig. Kyk, ek weet ek het dalk 2, maar ek wil nie een van hulle gee nie. Hoekom sal mense iets wil gee wat deel is van jou? Hoekom sal mense iets doen so radikaal dalk soos om voor 'n bewegende voertuig of 'n trein wat op pad is in te spring? En ek gebruik nou radikale voorbeelde sodat jou gedagtes kan begin draai na dit toe. Ek dink daar's eintlik 2 redes hoekom 'n persoon 'n totale oorgawe of iets radikaal sal doen. En die een geval is dalk in 'n krisissituasie waar 'n persoon glo ek het geen ander opsie nie. 'n Ouer wat dalk moet inspring of instaan daar vir 'n kind wat ek wil beskerm, of 'n soldaat wat iets moet doen en sy eie lewe op die spel sit en ek het nie 'n ander opsie nie. Hier is die enigste alternatief. Ek sal alles opoffer of prys gee want daar is nie 'n ander opsie in hierdie situasie nie, maar ek dink daar's 'n ander rede ook. Wanneer mense by 'n plek uitkom waar hulle bereid sal wees om alles op te offer en alles prys te gee, en dit is nie noodwendig so 'n tipe krisissituasie nie. Dis as jy kyk na die omstandighede en jy kan dit miskien vir 'n oomblik opweeg en dalk maak dit aanvanklik nie sin nie. Wanneer jy mooi daaroor dink en dit mooi begin besef, dan besef jy dit is so die moeite werd om 'n groot opoffering te maak vir iets wat soveel beter is, vir iets wat soveel meer werd is. En Jesus praat oor die konteks of die konsep van opoffering, en een van die konfronterendste, een van die moeilikste, maar een van die bekendste gedeeltes in die evangelie. In Matteus 10 vers 39 sê Jesus die volgende: Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Nou, jy hoef nie soos ek dalk miskien 'n bietjie stadig te wees met wiskunde om die eerste keer hierdie woorde dalk te lees en te sê, maar wag, lees ek dit reg? Verstaan ek dit reg? Moet ek net seker maak ek het dit reg gelees? Die een wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en die een wat dit juist prys gee, die een wat dit opoffer, sal dit vind. Dit voel amper of dit nie heeltemal
sin maak nie. Dit raak so 'n bietjie complicated. 'n Mens sal dink iemand wat juis iets wil hou en dit wil beskerm, is die een wat dit sal kry en iemand wat iets gee, gaan dit tog verloor, maar hier sê Jesus vir ons die teenoorgestelde. En hierdie is moeilik om te verstaan want dit voel as jy dit net lees vir die eerste oogopslag of dit nie eintlik heeltemal sin maak nie. En dis nogal interessant want dis presies hoe hierdie lied begin. Hierdie lied begin deur so 'n bietjie in te lê in die gevoel van iets wat nie sin maak nie. Iets wat nie logies voorkom nie en hierdie is die reis waarop ek ons wil vat vanaand wat so begin. Begin die eerste vers. Something isn't adding up. En elke keer wanneer ek hierdie liedjie luister en hierdie woorde begin, something isn't adding up, ek kry so 'n bietjie net 'n glimlag op my gesig wanneer ek dit luister, want dan dink ek aan hierdie idee dat mense eintlik net erken iets maak nie sin hierso nie. Iets kan ek nie begryp nie. Daar's iets wat net nie dit klop nie, soos wil wiskundig of rekenkundig na dit kyk. Something isn't adding up en hierdie is wat nie sin maak nie. This wild exchange you offer us. I gave my worst, you gave your blood. Seems hard to believe. Alleen net vir 'n oomblik in die absurditeit van hierdie woorde. En erken net vir 'n oomblik as iemand dit vir jou moet verduidelik op 'n praktiese of eenvoudige manier dat dit nie noodwendig logies dadelik sin maak nie. Something isn't adding up. I gave my worst, you gave your blood. Imagine die volgende. Imagine iemand kom na jou toe en sê, "Hoorie, ek wil graag vir jou, ek het vir jou R20, kan ek asseblief jou huis kry? Hier is vir jou R20. Gee my asseblief die sleutels van jou huis." Weet nie wat jou eerste reaksie is en sê man, vat jou R20, gaan Home and Toys toe en koop vir jou huis daar by Home and Toys of wat ook al. Jy gaan nie my huisleutels kry vir R20 nie. Dit klink glad nie vir my soos 'n goeie ruil nie. Dit maak nie sin nie. Ek gaan nooit instem vir dit nie. Of dalk miskien op 'n ander front as iemand na jou toe kom en sê, "Okay, maar weet jy wat? Jy het so ou vrot stukkende fiets. Ek dink al sy wiele is pap en meeste van die sprekers ook daarmee gon. Kan ek asseblief jou ou vrot stukkende fiets hê? Gee vir my jou ou vrot stukkende fiets met papwiele en niks meer speekie nie en ek gee vir jou 'n Ferrari." Dan gaan ek sê, "Okay, great, waar kan ek teken? Dit maak weer eens nie sin nie, maar ek gaan hierso heavy erg skoor in hierdie deal. Ek weet nie wat se tipe idioot jy moet wees om vir my 'n Ferrari te gee vir my ou stuk in 'n vrot fiets nie, maar dit maak nie sin nie, maar ek sal bereid wees om daai fiets te laat gaan as jy daai deal met my wil laat maak." Ek dink nou so terloops net aan 'n ou baie simpel grappietjie, maar ek het nou gesê Ferrari. Eintlik moes ek dit net nie, julle het nie reg gereageer nie. So kom ons maak dit net meer prakties. Iemand sê vir jou, hulle wil graag jou ou vrot stuk in 'n fiets hê en hulle sal vir jou gee 'n Suzuki Swift. Ja, ek gaan fietsse steel, hoor. Ek sal fietsse steel om vir 'n ou te gee dat ek nog 'n Suzuki Swift kan kry. Beste kar op die pad, geen twyfel nie. Hier is nou eintlik die grappie net. Dis die ou wat sê, hoorie, ek kom na die auto shop toe of daar na kom ons sê maar ek gaan ek weet na 'n winkel toe en hy sê, hoorie, ek wil graag my Renault quote inbring vir so 'n paar sparkplugs. En die ou dink so en sê, "Ja, klink soos 'n goeie deal, reg. Bring vir my jou quote, ek gee vir die sparkplugs." So flou grappie. Dis net 'n grappie. Jy kan ontspan. Weet jy hoe weet jy dit is 'n grappie? As dit waarheid was, dan sou die ou gesê het, "Nee, dankie, ek hou eerder my sparkplugs." Hou jy ja, Renault quote. Ek hou baie van Suzuki, Renault quote is nie so great nie, maar dit maak net nie sin nie. 'n Transaksie of iets wat 'n mens nie kan begryp nie. Hierdie klop nie. Dit voel nie so iets wat logies sin maak of kan gebeur nie. En as ons dit begin imagine met praktiese goed, dis nou net 'n manier om te probeer indink hoe mal dit is dat hierdie 'n weerspieëling is van 'n transaksie of 'n exchange wat die woord eintlik is wat plaasvind wanneer ons dink aan wat Jesus gedoen het en wat ons gegee het of gebring het. En dan gaan die lied voort en ek smaak eintlik uit oor hierdie woorde. Die volgende deel van die vers sê, "You're telling me you chose the cross." Wag, so sê vir my, het dit gekies? Is 'n keuse. You're telling me you chose the cross? You're telling me I'm worth that much? Well, if that's the measure of your love, how else would I sing? Hierdie woorde is my so aangrypend en ek dink aan hierdie idee dit praat van 'n reaksie. Hoe anders sal ek dan sing? Ek moet reageer op iets wat alreeds gebeur het. Daar's 'n reaksie wat ek het op 'n aksie wat ek nie eerste gekies het of eerste besluit het nie. En hier is waar die woord en die titel van die lied eintlik inkom in die koorgedeelte, abandoned. How else would I sing? En dan kom die koorgedeelte in, but completely, deeply, sold out, sincerely abandoned. As ek dink aan wat U doen, wat U offer, wat U moontlik maak, wat U bereid maak,
hoe anders kan ek sing as totaal en al, geheel en al, uitbundig, oorvloedig, oorgegee. Deeply, completely, sold out, sincerely, abandoned. I'm completely, freely, hands to the ceiling, enamored. Ek wil net met hierdie prentjie in jou kop kry van iemand wat op hierdie manier reageer. Hande so op na die plafon toe en net in totale oorgawe sê, ek is all in. Die reaksie wat ek gee, die reaksie wat ek bring, dis nie net 'n een voet vorentoe of 'n halwe voet, een voet in, een voet uit nie. Ek is all in. Dis die enigste reaksie wat sin maak wanneer ek dink aan hierdie offer. En hierdie wat pryse gee is vir my, die koorgedeelte gaan aan voort, die volgende gedeelte sê, my one life endeavor, to match your surrender, to mirror not my will, but yours. I am completely, deeply, don't care who sees me, abandoned. Ek weet dis baie groot woorde, en soos ek genoem het, hierdie is 'n baie poëtiese lied, en dalk is dit 'n struggle wat ek nou maar vir myself gekies het vanaand om woorde soos endeavor en al die woorde te gebruik, maar die prentjie wat dit skets is iets vir my so besonders. Hierdie reis, hierdie een ding wat ek wil aanpak met my lewe om net te match, net op 'n soortgelyke manier te kan reageer dit wat U eerste vir my gedoen het, die oorgawe, die opoffering, die surrender wat U gedoen het. Nie my eie wil te gee of te na te jaag nie, maar om U wil na te jaag en te spieelbeeld. Dis hoe ek gaan reageer, totaal en al oorgegee. Don't care who sees me. En ek dink dis iets wat baie van ons nogal mee sukkel. Ek weet dis verseker iets wat ek baie keer mee sukkel. En as ons net vir 'n oomblik kan relate dalk met hierdie, wanneer dit kom by om oor te gee aan God, en ek praat hier net van in 'n worship oomblik nie. Ek praat hier van in ons lewens oor die algemeen. Ek dink hierdie woorde is baie maklik om te sing of dalk maklik om te lees. Maar dit is nie baie maklik om dit eerlik te lees en eerlik te sing en eerlik te verklaar nie. Geen nie om wie my sien nie. Geen nie om wat mense doen nie, want wat doen ons? Ons is nogal baie deeglik bewus van wat almal anders om ons sien. En wanneer dit kom by 'n worship oomblik, is dit dalk miskien die grootste rede hoekom baie van ons nog nooit, al voel ons 'n drukking op ons hart om op 'n fisiese manier te reageer, of dit is om 'n hand op te steek, of dit is op wat ook al. Dis net praktiese fisiese goed. Die een ding wat ons gewoonlik terughou is, maar wat gaan die persoon langs van my sê, of langs van my doen, of wat gaan hulle dink, en ons is so besig in ons koppe om te dink, maar wat dink die ander mense, en wat sien hulle, of wat beleef hulle, en meanwhile is hulle besig om dieselfde te dink van ons. Ons spandeer so baie tyd daaraan om te dink, maar wat gaan al die ander mense sê, en al die ander mense dink, ons kry hierdie nie so goed reg nie. Iemand wat dit wel goed reg gekry het, is Dawid. En ek wil ons vat net weer na 'n gedeelte wat ons 2 weke gelede, die eerste gedeelte na gekyk het, toe ons gepraat het oor Heart of Worship. Ons het gekyk na hoe Dawid hierdie taak aanpak om die verbondsark weer terug te bring na Jerusalem toe, na God se stad toe. En hoe het ons gekyk dan na, soos wat hulle daai reis begin het, nadat hulle 6 tree gegee het, hulle 'n bul en 'n kalf geoffer, en van teoloë glo dat elke 6 tree het hulle gestop, en aanbidding of opoffering was so deel van hulle lewe gewees. En ons het daar gestop, maar vanaand wil ek so 'n bietjie verder kyk na hierdie prentjie, don't care who sees me, abandoned, en hoe Dawid hierdie verstaan het. In 2 Samuel 6 sien ons die volgende: telkens nadat die draer 6 tree gegee het hulle gaan stil staan sodat Dawid 'n bul en 'n vetgemaakte kalf kon offer. En dan gaan dit voort. Dawid het met volle oorgawe voor die Here gedans, terwyl hy slegs 'n linne skouerkleed aangehad het. Terwyl die ark van die Here die Dawidstad binne gekom het, het Mikal, die dogter van Saul, van bo uit haar venster toegekyk. Toe sy koning Dawid sien spring en dans voor die Here, het sy in haar hart verafskie. Dawid het by sy huis gekom om sy gesin te seën. Maar Mikal, Saul se dogter, kom hom tegemoet en sê sarkasties: "Hoe eerbiedwaardig het die koning van Israel vandag opgetree. Hy het homself voor die slavinne ontbloot en soos 'n skaamtelose mens gedra." Dawid het teruggekap, en ek's mal oor hoe Dawid teruggekap. Ja, ek het gedans voor die Here wat my bo jou pa en sy familie verkies het. Hy het my aangewys as heerser oor Israel, die volk van die Here, en ek sal myself nog meer verneder. En dis hoe hy dit gaan doen, sê hy. Ek sal myself volgens jou siening nog geringer ag en steeds geëer word deur die slavinne van wie jy praat.
Nou Michal was nie net Saul se dogter nie, dit was Dawid se eerste vrou. Kyk, Dawid het nie alles reg gedoen nie en ek dink een van sy grootste foute was om te dink maar een vrou is nie genoeg vir hom nie. En toe hy, jy weet, na daai eerste een, 'n tweede een gekry, 'n derde een, 'n vierde een en 'n paar en hy het net nie sy les in daai verband geleer nie. Maar hier is iets wat hy verstaan het. Dat dit maak nie saak wie na hom kyk of wie hom dophou of waarmee hy besig is nie. Wanneer hy 'n oomblik van opoffering of aanbidding of lof teenoor die Here beleef, maak dit nie saak wie wat sê, wie wat kyk, wie wat dink nie. Hy is uitbundig buite homself. Ek lag eintlik as ek hierdie woorde lees. Ek weet nie of van julle hier is nou eintlik baie stupid. Ek moet nie dit sê nie, maar The Office al gekyk het nie. Daar in The Office is daar so kort gedeelte in een van die seisoene waar Michael Pam, een van die ander karakters se ma, date vir 'n klein rukkie en dan sê Pam vir hom, Michael, please stop dating my mother. En dan sê, you know what, I'm gonna start dating her even harder. En ek weet nie, ek dink so 'n bietjie nogal net dat Dawid vir Michal gesê het, jy sê ek moet myself ophou soos 'n voël gedra, ek gaan myself nog meer soos 'n voël gedra. En ek kan nie anders nie, want wanneer ek dink aan wat God is en wie hy is en wat hy vir my beteken, maak dit nie saak wat enigiemand vir my dink nie, want ek perform nie vir die mense wat dalk vir my kan kyk nie. Ek gee om oor wat hy dink en wat hy kies, wat hy besluit, wat hy gesê het. En hier is iets waar ek net vir 'n oomblik by wil stil staan. Ons kan baie maklik die fout maak om te dink dat oorgawe, totale oorgawe of abandonment, dit beteken dat 'n mens eintlik net glad nie omgee nie, maar dis nie wat dit beteken nie, om dit dalk so te stel net, dat as jy span net die volgende een van ons kan opsit, om totaal en al oor te gee, is nie dieselfde as om nie om te gee nie. Want dis nog 'n ding wat ek gevind het ek mee sukkel en wat jy dalk ook moontlik mee sukkel. Ons sukkel baie keer om dinge oor te gee aan God, omdat ons te veel oor dit omgee. En die dinge wat ons bereid is om vir God oor te gee, is juist die dinge wat ons nie oor omgee nie. Of wat ons dalk miskien voel, nee, maar wat maak dit in elk geval saak? Nou, ek het gedoen wat ek kan doen, of ek het nou maar probeer wat ek kan doen, en op 'n einde van die dag, Jesus take the wheel, kyk, ek kan ook maar net tot hier toe en nie verder nie, laat U nou maar beheer vat, maar die dinge wat regtig vir ons saak maak, en wat vir ons belangrik is, en waar ons baie omgee, is juist die dinge wat ons baie keer die meeste en die styfste aan wil vasklou. Dalk is dit miskien jou werk, of jou droom, of 'n verhouding, 'n sekere verhouding wat jy tot 'n mate eintlik weet, daar's 'n prikkeling op jou hart, hier is iets wat opgeoffer moet word vir God, maar dis die dinge waaraan ons die styfste vasklou, want ons gee so baie om oor dit. Het kan selfs wees sonde. Het kan wees 'n sonde wat ons ingelaat het en deel gemaak het van ons lewe, en wat ons aan vasklou, want dit gee vir ons 'n escape. Dit gee vir ons betekenis, dit gee vir ons meaning, dit gee vir ons gevoel vir 'n oomblik. En ons sal vasklou aan dit. Ons dink baie keer nie iemand wat net oorgee, hy gee seker nie om nie, maar ons is mense wat baie keer juist vashou omdat ons te veel omgee. En omgee vir die verkeerde dinge. En wat Dawid gedoen het, is nie dat hy nie omgee wat Michal, sy vrou, wat mense eers dink nie, maar hy gee net soveel meer om oor dit wat God dink. En dit wat God se persepsie of God se prentjie van hom is. En die lied gaan voort en die tweede vers sê die volgende: I just can't get over it. En hierdie tema is maar net deurlopend deel van dit. Ek kan net nie oor dit kom nie. En dan praat dit gaan nie oor nie omgee nie. Dit gaan oor baie beheer eintlik, hè. What kind of self-control is this when you had angels at your fingertips, but on the cross you remained? So ons besef wat 'n krag en autoriteit en gesag daar is in Jesus. En dat hy kies om te bly aan 'n kruis sonder dat hy hoef. Toe Jesus gearresteer is, net so voor die kruisiging, en Petrus en van die ander disippels in rep en roer is, en hulle wil hierdie keer, en Petrus druk op 'n stadium 'n swaard uit, en hy kap 'n wag se oor af, en Jesus kom klim in daar, en hy sê, nee, maar wag, moenie hierdie doen nie, hier is iets waardeur ek moet gaan. Jesus sê die volgende vir ons kan dit saam lees in Matteus 26, besef jy nie dat ek 'n ganse leermag engele van my Vader sou kan vra, en hy sal hulle oombliklik stuur nie. Hierdie is nie iets wat mense aan my doen nie. Hierdie is iets wat ek myself aan oorgee en wat ek kies. Maar as ek dit sou doen, hoe sou die skrifwoord dan vervul word? Vervolgens dit juis op hierdie manier moet gebeur. En daar's 'n kort gesegde wat baie gewild was onder vroeë volgelinge van Jesus, so wat hulle hierdie begin besef het. En deur die eeue heen het hierdie woorde al vir baie mense baie beteken. Dit wat Jesus aan die kruis gehou het, was nie noodwendig die spykers wat hom vasgekap het, dit was sy liefde gewees, of in Engels het hulle net gesê, it was not nails but love. Dis wat hom gehou het aan die kruis. Not nails but love.
'n keuse wat hy gemaak het, opoffering wat hy gemaak het. En ek dink hierdie is moeilik vir ons om te verstaan sonder dat ons onsself regtig vergewis met wat oorgawe beteken. Sien, daar kan nie so iets wees soos liefde sonder oorgawe nie. Liefde kan nie bestaan sonder oorgawe nie, maar ek en jy moet weet vanaand, liefde se oorsprong of liefde begin nie die oomblik wat ek en jy oorgee aan God nie. Liefde begin met Jesus se oorgawe. Dis die oorsprong van liefde. Dis waar dit vandaan kom. Dis waar dit uitgebeeld is vir die heel eerste keer. En dis wat moeilik is vir ons om te begryp, hierdie tipe liefde, want die lied gaan voort, I can't repay that kind of love, but I can praise with everything I've got. Since death had all of its power robbed, just like the grave, I'm completely, deeply, sold out, sincerely abandoned. En hier gebruik hulle so 'n bietjie sinspeel. Abandoned in die ander konteks, die graf is leeg, die graf is agtergelaat. Die graf is verlate. Op grond van Jesus se krag en op grond van wie hy is. Nou hierdie is als goed en wel, en ons het hierdie dalk al 'n miljoen keer gehoor, en ek moet dalk ook net hierdie sê. Vanaand se preek of vanaand se boodskap ter slotte, of om so af te sluit ons reeks, is nie veronderstel om vir enigeen van ons dalk miskien hierdie vars nuwe openbaring, absolute nuwe nuus. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Ek het nog nooit dit eintlik eers gedink dat Jesus 'n opoffering vir my gemaak het nie. Hierdie is goed wat ons hoor en wat ons weet. Die probleem is dalk dat ons dit so baie hoor, dat ons so baie vir mekaar se onthou, Jesus het sy lewe vir jou gegee. Ons besef nie meer wat daai offer was nie. Ons besef nie hoe groot en hoe diep en hoe eintlik mind-blowing dit was dat hy gekies het uit liefde om dit te doen nie. En dis eintlik my doel met vanaand se boodskap. Dat ons nie iets nuuts moet leer of iets nuuts moet besef nie, maar dalk net weer moet herinner word. Hierdie was nie iets wat verniet gekom het nie. Dis nie iets wat sommer net gebeur het nie. Dis iets wat ons nooit sal kan begryp of nooit sal kan verstaan wanneer ons regtig ons kop op dit gaan sit en probeer begryp hoe die God van die heelal, die koning van alle konings wat geen tekort het nie, wat volmaak is, kies om aarde toe te kom, soos 'n mens te leef en sy lewe te gee aan 'n kruis vir sondige, gebroke mense soos ek en jy. En dalk kan ons nog steeds die vraag vra, maar hoekom sal enigiemand dan ooit regtig in hulle lewe alles vir Jesus gee? Dalk is die eenvoudigste antwoord net omdat Jesus dit eers gedoen het. En diep down weet ons dit. Jesus het iets vir ons gedoen en ons moet reageer. Ons moet iets gee. En ek glo vanaand as ons hier deur die teater moet gaan en vir elkeen van ons vra, maar wat het jy al opgeoffer? Wat het jy al gegee vir Jesus? So elkeen van ons dinge kan noem of lys dalk in ons lewe, ek het al hierdie opgeoffer. Ek het al hierdie gegee. Maar dis nie die vraag wat ek vanaand eintlik wil vra nie. Die vraag wat ek wil vra is die volgende. Of die vraag is nie of het jy al iets vir God opgeoffer nie, eerder wat is daar in jou lewe wat jy nog nie opgeoffer het vir hom nie? Wat is daar in jou lewe wat jy nog steeds aan vasklou? Nie wat is dit wat jy iewers op 'n heilige oomblik in die verlede prys gegee het en gesê het, Here, U kan hierdie maar hê nie. Wat is dit wat jy nog vir jouself hou? En ek kan so maklik sê, ek het nou nie regtig 'n keuse nie, ek is nou maar 'n predikant, so 'n opoffering wat ek het, is elke liewe Sondag is ek nou maar by die kerk. Gisteraand doen ek 'n troue vir familie van ons en hulle het my gevra om na die seremonie ook die MC te wees vir die onthaal en kyk, dis great, dis lekker en nou vanaand daar is ons almal besig om net lekker saam te vier hierdie troue en dan iewers op 'n stadium maar moet ons nou maar sê ja, moet nou maar huis toe gaan. Ons kan nou nie bly tot heel laaste nie, weet, môreoggend kerk. Is maklik om te sê 'n Sondag offer ek op. Om op 'n Sondag by die kerk te wees is 'n offer wat ek maak. Maar weet julle wat moet ek vir julle sê? Dis maklik om te sê ek offer 'n Sondag op. As ek eerlik moet wees met julle, ek sukkel baie keer om die eerste oomblikke van 'n dag wat ek wakker word vir God te gee. Hoe kan ek sê nee, wat ek offer 'n Sondag op vir God, maar partykeer sukkel ek om die eerste oomblikke, die eerste sekondes, die eerste minute van 'n dag wanneer ek my oë oopmaak vir hom te gee en hy is dit werd. Hy is dit waardig. Hy verdien soveel meer as dit. Hy verdien nie net dit nie. Hy verdien alles. So hier is die laaste woorde in die lied waarna ons kyk. Net hierdie vir ons verklaar. The whole of my heart, alles in my hart, the best of my soul, each phase of my life, each breath in my lungs, consider it yours, Lord. Want ons gee sekere dele van ons lewe, sekere fases van ons lewe vir die Here, maar nie die dele wat dalk saak maak nie. Miskien is dit jou waarheid. Here, ek het vir U my verlede gegee. My verlede het ek in U hande geplaas. My toekoms, ek hou vas daaraan. Of dalk moontlik is ons baie groot bek en ons sê nee Here, my toekoms. Ek gee my toekoms eendag vir U, maar my hede vandag, dis myne. Ek hou vas hieraan. Hier is myne en ek is nou besig hiermee. Of ek sal gee
Ek sal gee wat eendag gaan kom of wat in die verlede gebeur het, maar wat nog kom of wat ek nou het, dit is nie Ise nie. Hy verdien dit alles. Gaan voort en sê, the failures I hide, the victories I don't. The battles I fight, each crown that I hold, consider it yours, Lord. Hierdie woorde is ek mal oor, want ek konfronteer my op die beste maniere. The failures I hide, die skandes wat ons wegsteek, dis ook God se. Die oorwinnings wat ons in almal se gesig op wil sit, dit wat ons oorspog, dit wat op die social media kom, die familievakansie in Europa, ons sal dit vir mense wys, die nuwe werk, die nuwe kar, die nuwe verhouding, ons sal dit daarop sit, maar die goed wat ons nie wys nie, is daai skandes wat ons wegsteek. Hy verdien dit alles. Ons sal so brag oor al daai goed en is daarvoor, maar ons wys nie die gebroke huwelik nie. Ons wys nie die sukkel met sonde of die verslawing wat byt nie. Ons wys nie die gebrokenheid wat ons in ons binneste beleef nie. Ons wys altyd hierdie mooi ding en ons hou vas daaraan en ons het hierdie krone, want krone gee vir ons betekenis. Krone gee vir ons meaning. Dit laat ons goed voel oor onsself, dit laat ons belangrik voel. En almal van ons het eendag van 'n kroon. Hierdie liedjie konfronteer ons. Nee, het jy 'n kroon nie, lê jy dit neer by Jesus se voete. Lê jy dit neer by hom en kan jy dit vir hom opoffer. Die laaste gedeelte. All the glory forever. The grave that you won, the praise of the heavens, the kingdom to come. Consider it yours, Lord. Hoor my hart vanaand. Die vraag is nie of het jy al iets vir God gegee nie. Die vraag is, wat is dit wat jy nog steeds aan vasklou? Wat is dit wat jy nog nooit gelos het en opgeoffer het vir hom nie? Dit wat jy aan vasklou, hy verdien dit. Hy is die koning. Dis ook syne. Iemand het eendag hierdie vraag vir my gevra, as God dan alles besit, as hy die koning is, as hy alles het en niks van my kort nie, hoekom vra hy nog steeds daarvoor? En ek wil jou op hierdie wyse antwoord vanaand. Van God sekere dinge van ons vra, dis nie omdat hy dit nodig het nie, hy is volmaak. Hy probeer nie 'n gap in homself volmaak wanneer hy dinge van ons vra nie, maar hy weet ons is nie volmaak nie. En die dinge wat ons juis aan vasklou, is juis die dinge wat ons moontlik die leegste oor voel. En enigiets wat ons aan vasklou sonder hom, gaan ons altyd leeg laat. So wanneer hy vir ons vra om goed te gee, is dit nie om hom vol te maak nie, dis om in ons te expose en ons te ontbloot waar ons juis leeg is, sodat hy ons kan kom volmaak. Juis daarmee. En dis waar Jesus se woorde in Matteus 10 dan weer eens so roer, en hier is baie konfronterend. As jy jou pa of jou ma liewer het as vir my, verdien jy nie om een van my mense te wees nie. Of as jy jou seun of jou dogter liewer het as vir my, verdien jy nie om een van my mense te wees nie. As jy weier om jou kruis op jou skouers te neem en my te volg, verdien jy nie om een van my mense te wees nie. As jy selfsugtig in jou eie lewe vasklou, sal jy dit verloor, maar as jy dit ter wille van my opoffer, sal jy werklik voluit lewe. Nou hier is ons vanaand se diens in hierdie reeks dan afsluit. Kersele gaan vir ons lei in hierdie song. En hier is die laaste ding wat ek wil hê jy moet doen vanaand. Net omdat dit 'n goeie liedjie is, of 'n mooi liedjie is, of mooi woorde is, of ware woorde is. Die laaste ding wat ek wil hê jy moet doen is om te sê, ja, dis mooi, dis goed, dis oulik, en dalk saam te sing, of om net in jou gedagtes deur dit te gaan. Hierdie is iets wat ek besef het hierdie week, toe ek myself konfronteer hiermee. Ek's mal oor hierdie lied. Dis 'n ongelooflike lied vir my. Dis amazing om dit te luister. Maar om elke liewe woord eerlik en opreg, genuine te sing en dit te bedoel. Om genuine op so 'n manier in totale oorgawe te sê, Here, alles is U se. Ek hou nie vas aan dit myself nie, ek gee dit vir U. Completely, deeply, sold out, sincerely, abandoned. Dis nie so maklik nie. So vanaand gaan ek nie vir enigiemand van ons vra om jouself totaal en al te abandon. Of om 'n totale oorgawe te maak nie. En dis dalk heeltemal te onrealisties en moeilik vir baie van ons. Ek gaan eerder vertrou dat die Heilige Gees by jou gaan stil staan en jou gaan begelei, soos wat hulle die song doen, om een area, een ding, net een in jou lewe te kan identifiseer, waar jy nog besig is om vas te klou. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik net so jou oë sal sluit. En dan net eenvoudig hierdie woorde sê, Here, wys my waar ek vasklou aan 'n kroon. Waar ek vasklou aan iets wat ek eintlik vir U moet opoffer. Ek wil hê jy moet vanaand net daai een ding identifiseer, daai een verhouding, daai een gewoonte, daai een droom, een begeerte
daai een vrees, dalk daai een geheim. Dit is tyd om dit te los, om dit prys te gee. En dalk is dit eintlik iets baie klein. Maar dalk, al is dit iets klein, omdat jy dit nog nooit vir God gegee het nie, as jy vanaand kies om dit te doen, is dit die grootste opoffering en die grootste oorgawe wat jy al ooit gemaak het. So terwyl Kessel ons lei in hierdie song, wil ek jou regtig uitdaag. Spandeer tyd saam met die Here. Evalueer en vertrou dat die Heilige Gees jou begelei om vanaand te identifiseer waar jy 'n oorgawe in jou lewe ook moet maak. I'll exchange you offer us. I gave my words, you gave your blood. Seems hard to believe. You're telling me you chose the cross. You're telling me I'm worth that much. If that's the measure of your love, how else would I see that I'm complete, deep, sold out, sincerely abandoned? I'm completely, freely, hands to the ceiling, enamored. My life never met your surrender. To mirror out of my will be yours. I'm completely, deeply, don't care who sees me abandoned. Oh, I surrender all. Oh, I just can't get over it. Kind of self-control is this? You had angels at your fingertips, but on the cross you remain. And I can't be paid that kind of love that I can praise with everything I've got. Since death had all its power of, then just like a grave, battles I fight, each crown that I hold, consider it yours, Lord. Consider it yours, Lord. Oh, the glory forever, the grace that you won, the praise of the heavens, the kingdom to come. Consider it yours, Lord. Consider it yours.
net kan konfronteer met hierdie ongelooflike realiteit wat ons so in die gesig staar, dat Here, U vir ons iets gedoen het wat ons nooit vir onsself kon doen nie. En al gee ons alles prys. Al moet ons die moeilikste dinge laat gaan in ons lewens, Here, dit sal nooit kan vergelyk met dit wat U eerste vir ons gedoen het. En Here, ek bid dat ons vanaand nie sal voel, ja, maar wat is daar wat ek dalk vir God kan gee, sodat ek sy liefde kan ontvang of sy liefde kan verdien nie. Ek bid dat ons vanaand sal besef, alles wat ons vir U doen en vir U gee, is net bloot 'n reaksie op dit wat U al reeds gedoen het. Dit wat U eerste gegee het, in liefde. Mag ons kies, Here, op grond van dit, om onsself vrywilliglik te gee, ons lewens neer te lê, onsself te abandon, onsself uitbundig oor te gee aan 'n God wat ons soveel meer kan beskerm en soveel beter na ons kan kyk as wat ons in elk geval na onsself kan kyk. Ek bid dat U met ons sal wees in hierdie week, behoed en bewaar ons, begelei ons, gaan ons vooruit en bring ons volgende week terug, Here, sodat ons verder ons harte tot U kan rig en tot U kan fokus. Ons loof U en ons prys U en ons dankie vir wie U is. In Jesus naam. Amen en amen. Ek hoop jy het 'n geseënde, ongelooflike geseënde week verder vorentoe. As jy gebed benodig, is jy welkom net agter te bly daar waar jy sit. Ons bid graag saam met jou. Andersins, sterkte, geniet hom. Sien jou volgende Sondag. Totsiens.